My broer en suster, liewe kinders, ons gaan vanmôre saam lees uit Johannes 4 vers 1 tot en met vers 26. Johannes hoofstuk 4. Tema is so 'n bietjie 'n langerige temaatjie. Jesus het in jou in liefde kom ontmoet. Laat ons ook ander dan in liefde ontmoet. Johannes 4 vers 1 tot 26. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Ons hemelse Vader, Here, U is vir ons goed. Ja, Here, ons as mense is so dikwels met sonde belaai. Ja, sonde as gevolg van ongehoorsaamheid. Sonde omdat ons doen wat U nie van ons verwag om te doen nie. En ander kere, Here, doen ons juis daardie dinge wat U van ons vra nie. En daarom weet ons, Here, dat ons staan voor U skuldig. Maar wat 'n wonderlike versekering wat ons vanoggend uit die woord uit kon hoor, dat die saak tussen U en ons is reggestel. Ja, nie deur ons skuldbelydenis nie, Here, maar deur die verlossing van ons Here Jesus Christus. Deur die bloed van Jesus word ons gereinig van al ons sondes. En Here, dankie dat ons dan vanmôre kan weet, tussen U en ons is daar nou niks. Daar's geen kloof nie, Here, en dat daar is liefde en vrede en vreugde tussen ons en ons Skepper. Here, maar vir ons is dit nodig om ook na U wil te kom luister, om te kom hoor wat U deur die woord tot ons wil rig. En ons wil onsself vanmôre tot U beskikking stel. Here, kom praat vanmôre deur U woord met ons. Here, kom maak ons ontvanklik deur die Gees dat ons U woord sal hoor. En Vader, dat ons ook U woord sal gaan lewe. Ons vra, Vader, dat U nou besit van ons gedagtes sal neem. En dat U sal gee dat ons sal fokus om te hoor wat U wil hê ons moet hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat dit vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sal vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het eens nie 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord daar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van hierdie water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar, "Dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem." Jesus sê te vir haar, "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen.
God is Gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in die waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Ons lees dan vanmôre, my broer en suster, liewe kinders, net tot sover. Op 'n dag stap 'n man en 'n vrou uit die baie bekende Nando's restaurant binne. Nadat hulle vir hulle elkeen 'n ete bestel het en daarvoor betaal het, kry hulle die pakkies en stap hulle die Nando's restaurant uit buite toe en gaan sit by 'n nabygeleë parkie op 'n bankie waar hulle twee dan gereed maak om hierdie ete te geniet. Toe hulle die een pakkie oopmaak, het hulle ontdek dat daar veel meer in daardie pakkie was as bloot net 'n ete. Want binne in daardie een pakkie was daar 'n klomp geld gewees, netjies klaar gepak in die hoeveelhede, soos iemand wat dit sou gaan bank het. Hulle twee het egter besluit, maar hulle gaan daardie geld terugvat Nando's toe. Hulle het nadat hulle geëet het, het hulle dadelik teruggestap Nando's toe en hulle het vir die bestuurder geroep en vir die bestuurder gesê, meneer, dit is wat ons in hierdie pakkie van ons ontvang het, hierdie klomp geld. Die bestuurder was baie dankbaar gewees oor hierdie mooi gebaar van hierdie man en die vrou, want hy het toe vir hulle verduidelik wat gebeur het. Vroeg die oggend het hy ingekom en hy het die bank opgemaak om later deur die dag te gaan bank. Die bank was naby aan Nando's se winkel gewees en daarom het hy elke dag die geld sommer in 'n Nando's pakkie gesit en dan het hy bank toe gestap, want min mense sou gedink het dat daar geld is in daardie Nando's pakkie. Die oggend het dit baie skielik besig geraak en iemand het per ongeluk daardie pakkie tussen die ander pakkies neergesit en so het die pakkie by hierdie man en die vrou uitgekom. Die bestuurder was so beïndruk gewees oor hulle eerlikheid en het vir hulle gesê, maar hy wil graag 'n berig in die koerant skryf, want dit is vir hom so wonderlik om te dink dat in die tyd waarin ons leef, dat daar nog mense is wat so eerlik sal wees om soveel geld terug te bring na die winkel toe. En hy was sommer net daar en dan gereël het dat die koerant kom en foto's van hierdie man en die vrou neem. Die man en vrou het hulle eintlik versê daarteen en vir hom gesê, nee, asseblief, julle kan nie 'n foto neem nie, julle kan nie oor ons berig skryf in die koerant nie, asseblief nie. Maar die man, die bestuurder, het vasgeslote, hy het gesê, maar kom, ons moet dit inskryf. En toe vra hulle vir hom of hulle hom in sy kantoor privaat kan sien. Stap toe saam met die bestuurder na die kantoor toe, en daar in die kantoor het hulle toe vir hom verduidelik en vir hom versê waarom hulle nie 'n foto van hulle mag neem en in die koerant mag sit nie, want jy sien, my broer en suster, hulle twee was getroud, maar nie met mekaar nie. En sou dit in die koerant kom en iemand dit publiseer, sou dit wat hulle gedoen het, sou dit aan die lig gekom het. En sou mense geweet het dat hierdie man en hierdie vrou in 'n buiteegtelike verhouding betrokke was. Broer en suster, hierdie verhaal is 'n verhaal wat vir my eintlik die mensdom van vandag so mooi beskryf. Want ons as mensdom, my broer en suster, ek dink dat selfs in 'n land soos Suid-Afrika, wonder ek kan nie so ver verkeerd wees as ek sê dat ek dink sekerlik 99% mense in ons land weet wat is die verskil tussen reg en verkeerd. Maar dat ons ten spyte daarvan dat ons weet wat is die verskil tussen reg en verkeerd, dat ons nog steeds soveel keer deur die sonde gedryf word, dat ons verkeerde keuses in ons lewe maak. Ja, ek dink elkeen van ons wat ook vanmôre in hierdie kerkgebou sit, ja, elkeen van ons, my broer en suster, weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd. Maar wanneer dit kom by keuses maak in die lewe, as jy jou oë uitvee, dan maak jy verkeerde keuses. En daarom is hierdie verhaal vir my so 'n mooi verhaal van die gemiddelde mens in ons samelewing. Om te sê dat ons aan die een kant het ons hierdie wonderlike verhouding met die Here wat ook vir ons kom wys en ons leer wat is reg en verkeerd, maar my broer en suster, tog daar waar niemand sien nie. Ons is baie keer besig met daardie dinge wat verkeerd is en wat ons weet nie die wil van die Here is nie. Of weet jy, my broer en suster, wat is vir my die grootste hartseer? Dat ten spyte daarvan dat ons vanmôre vir mekaar moet sê, maar dit is so, almal van ons weet wat is reg en wat is verkeerd, en almal van ons doen tog in tye in ons lewe die verkeerde. Dis die grootste hartseer, my broer en suster, die houding wat die kerk teenoor mense het, wat die verkeerde in die lewe doen.
Ja, baie keer my broer en suster beleef ons eintlik dat die kerk is net heeltyd besig om vingers te wys. Dat die kerk en die gemeentelede, hulle wat hulle self Christene noem, eintlik net heeltyd sit en kyk waar doen iemand iets verkeerd sodat hulle geoordeel en veroordeel kan word en dat ons vir mense op hulle foute en hulle tekortkominge kan wys. Weet jy wat is die hartseer my broer en suster, dat ek dink ons as Christene dra baie daartoe by dat die wêreld daar buite wat vasgevang is in hierdie verkeerde dinge doen. My broer en suster, dat ons as Christene hierdie mense al hoe verder en verder van die Here af wegdrywe. Omdat ons in 'n posisie sit waar ons vinger wys na die sonde wat in hierdie wêreld gedoen word. Vanoggend my broer en suster, in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons dat die Here Jesus Christus 'n ontmoeting met 'n Samaritaanse vrou gehad het. Maar my broer en suster, hierdie ontmoeting is 'n besondere ontmoeting, want tydens hierdie ontmoeting het hierdie Samaritaanse vrou het sy eintlik haarself ontdek. Het sy eintlik ontdek wie sy is toe die Here Jesus Christus haar gehelp het om die masker wat sy in haar lewe gehad het af te haal en sy kon sien, maar wie is sy werklik? Ons lees dat die Here Jesus Christus was op pad terug Galilea toe. En daar op pad terug Galilea toe kom hy by hierdie put in Sichem. Ja, dit is die put van Jakob gewees wat hy vir sy seuns gegee het. En daar by daardie put gaan rus die Here Jesus Christus omdat hy moeg was. En terwyl hy daar so sit en rus, kom daar 'n Samaritaanse vrou aan. En hierdie Samaritaanse vrou kom om water te skep uit daardie put. Daar word vir ons pertinent gesê dat dit was in die middel van die dag, waar die gebruikelike was dat hulle eintlik vroegoggend en vroegmiddag, laatmiddag het hulle gaan water skep. Maar hierdie vrou kom in die hitte van die dag, gaan sy na hierdie put toe om water te gaan skep. Dan begin Jesus met hierdie vrou praat. Wat natuurlik baie vreemd is, want 'n Joodse man is nie eintlik veronderstel om sommer met 'n vreemde vrou in die openbaar te praat nie. Maar meer as dit, hierdie is nie net 'n Joodse vrou nie, hierdie is 'n Samaritaanse vrou. En tussen die Jode en die Samaritane was daar 'n lange stryd gewees. So 'n stryd gewees dat 'n Joodse man nie eens veronderstel was om met 'n Samaritaanse vrou te praat nie, omdat dit hom onheilig en onrein sou gemaak het. Maar terwyl Jesus saam met daardie Samaritaanse vrou by die put is, dan lees ons kom Jesus en dan vra Jesus vir haar in vers 9 vir water. En dan antwoord sy, dan sê sy, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Broer en suster, hierdie vrou het eintlik die goeie reg om vir Jesus hierdie vraag te vra. Om vir Jesus te sê, maar Here, hoe kan U na my toe kom? Jy wat 'n Jood is, en dan kom vra jy vir my as 'n Samaritaan, ons wat eintlik beskou word as honde, sodat ek vir jou water moet gee. As ons mooi gaan kyk, my broer en suster, is dit polities, teologies, sosiaal, ons kan dit maar noem net wat ons wil, is dit eintlik totaal en al onaanvaarbaar wat Jesus gedoen het op hierdie oomblik. Om homself so onrein te maak deur met hierdie Samaritaanse vrou te praat. Daarom sê sy dit vir Jesus eintlik so mooi. Eintlik sê sy dit vir hom in vers 9 so half sarkasties. Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Ja, Jesus praat nie net met haar nie. Jesus sê vir haar, ek soek asseblief water om te drink. En dan antwoord Jesus in vers 10. Jesus sê vir haar, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat dit vir jou gesê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. In hierdie woorde wil Jesus eintlik vir haar sê, maar weet jy wat? Ek is die Messias. Ek is die een wat eintlik gekom het om hierdie menslike grense wat daar is, om hierdie onvrede tussen mense en onvrede tussen mense en God. Ek is die een wat gekom het om dit te kom vir 'n einde daaraan te maak. Want ek is die Messias, die lang verwagte, die een waarvoor voorspel is wat sou kom. En daarom is Jesus eintlik besig om met hierdie vrou in 'n gesprek te gaan, waarin hy met hierdie vrou oor haar geestelike lewe eintlik wil praat. Maar hierdie vrou is steeds ontwykend. Ja, hierdie vrou wil nie oopmaak teenoor Jesus nie. En dan kom Jesus en dan vra Jesus vir haar, kom sê sy vir Jesus, ekskuus,
jy is tog tot nie meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere uit hierdie water gedrink het. Met ander woorde, hierdie vrou ontwyk heeltyd vir die Here Jesus, heeltyd met vrae wat sy vra en opmerkings wat sy maak. En dan kom Jesus, dan sê Jesus vir haar die volgende: gaan en bring jou man hierheen. Dis dan wanneer dit as te ware die hele verhaal so oopbreek. Want dan sê sy vir Jesus, maar sy het nie 'n man nie. Sy is nie getroud nie. En dan sê Jesus vir haar, inderdaad, jy is nie getroud nie, want jy was al reeds 5 keer getroud gewees. En die man saam met wie jy nou bly, is nie wettig getroud. My broer en suster, ons moet mooi kyk wat daar staan as Jesus vir hierdie vrou sê, dat sy al reeds 5 keer getroud was. Want ons moet onthou, my broer en suster, vir 'n vrou in daardie tyd om 5 keer getroud te gewees het, my broer en suster, sou haar naam nogal redelik swart gemaak het. Want 'n mens sou alleenlik om 2 redes sou 'n mens kon geskei het. Die eerste was omdat jy oneerlik was teenoor jou man en in 'n buiteegtelike verhouding betrokke was. Of omdat jy as vrou nie jou huweliksverpligtinge kon nagekom het nie, omdat jy bloot dalk 'n te swak vrou moes gewees het. Met ander woorde, hierdie vrou wat daar kom water haal, is eintlik 'n vrou wat 'n boodskap uitdra van of sy was 5 keer ontrou aan haar mans gewees, of sy is 'n vrou wat so swak is, dat sy haar huweliksverpligtinge nie eens sou kon nakom. My broer en suster, verder sien ons ook dat hierdie vrou 'n vrou was wat eintlik ook deur die gemeenskap verwerp is. En die rede hoekom sy verwerp was juis omdat dit haar titel was wat sy gedra het, dat sy nie 'n goeie vrou was nie. 'n Vrou was wat al deur 5 huwelike gegaan het sy nie saam met die ander vrouens in die oggende en laatmiddag gaan water haal nie, maar het sy gekies om water te gaan haal wanneer sy alleen op haar eie was. My broer en suster, dan is die wonderlike dat die Here Jesus Christus by hierdie vrou kom stil staan. Ja, hierdie vrou wat die grootste sondaar is. Hierdie vrou wat deur die gemeenskap verwerp word omdat sy hierdie vrou is wat hierdie slegte naam en reputasie het. En wat doen die Here Jesus Christus? Die Here Jesus Christus gaan sit by 'n put by haar en Jesus steek sy hand uit. En hy ontmoet hierdie vrou in liefde. En hy bring vir hierdie vrou die verlossing in die Here Jesus Christus. Jy sien my broer en suster, daardie dag het hierdie vrou haarself ontmoet. Daardie dag het hierdie vrou ontdek wie sy regtig is, maar gelukkig, genadiglik, het sy ook die een ontdek wat vir haar lief is, wat vir haar omgee, wat haar lewe wil kom herstel. My broer en suster, en dit is vir my die wonderlike van ons Here Jesus Christus. En dit is dat die Here Jesus Christus mense wat groot sondaars is, mense wat ver van God af is, dat die Here Jesus Christus sulke mense kom ontmoet. Dat Jesus in soveel woorde ook vir die mense gesê het, ek het gekom nie vir hulle wat gesond is nie, maar ek het gekom vir hulle wat siek is. Vir hulle wat ver van God af is. Vir hulle wat vol sonde is. Vir hulle het ek na hierdie wêreld toegekom. My broer en suster, kan ons maar vanmôre dit vir mekaar so sê. Jesus het gekom na mense toe in hierdie wêreld, ongeag wie en wat hulle is. Jesus stel in elke mens belang. Kan ons dit vanmôre vir mekaar sê, my broer en suster, dat ook ek en jy gered is, nie op grond van wie en wat ons is nie. Nie op grond van ons geleerdheid of hoe oordentlik ons is, of wie ons ouers was nie, maar my broer en suster, ek en jy is gered omdat Jesus Christus by my en jou kom sit het. Omdat Jesus Christus sy genade aan my en jou kom bekend maak. En dat die Here Jesus Christus vandag nog steeds by mense wil kom sit. Maar weet jy wat, my broer en suster? Die Here Jesus Christus is ooit opgevaar na die hemel. En daarom is die Here Jesus Christus sy enigste plan wat nou oorbly is dat hy my en jou wil gebruik. Sodat ons by hierdie wêreldse stikkende mense sal gaan sit. Soos wat die Here Jesus Christus my en jou kom ontmoet het en sy hand na ons toe uitgesteek het om te sê, maar ek wil graag vir jou ook hierdie water gee, dat jy nooit weer sal dors word nie. Vra die Here dat ek en jy dieselfde sal doen
met mense in hierdie wêreld. Dat ons ook by die mense wat stikkend is in hierdie wêreld, by hulle wat vasgevang is in sonde, hulle wat deur die samelewing een kant toe gedruk word omdat hulle 'n sondige lewe het, verwag die Here dat ek en jy by hulle sal gaan sit. Dat ons hande sal uitsteek en hande sal gaan vuil maak, sodat ons ook vir hulle die water sal kan gee, sodat hulle nooit weer dors hoef te word. Maar my broer en suster, die kerk doen dit nie. Nee, kom ons wees vanmôre eerlik, my broer en suster, die kerk doen dit nie. Ons reik nie uit na sondaar mense nie. As ek vanmôre vir u gaan vra, my broer en suster, hoeveel van ons wat vanmôre in hierdie kerkgebou sit, kuier elke dag of een keer 'n week of ten minste een keer 'n maand by mense wat ongelowig is, by mense wat regtig sondaars is, wat eintlik die vuil van die lewe op hulle het. Wonder ek hoeveel van ons sal ons hande kan opsteek. Maar my broer en suster, weet jy, ons hoef nie eers so ver te gaan soek nie. Ons kan maar net begin daar waar ek en jy bly. Ons kan begin met hulle wat vir jou werk. Ons kan begin met hulle wat saam met jou werk. Ja, daardie mense wat saam met jou werk, wat dalk nie eens getroud is nie, wat maar net saam bly. Daardie persone wat vasgevang is in homoseksualisme. Daardie mense wat vasgevang is in alkoholisme. Daardie mense wat jy van weet wat vasgevang is aan dwelmverslawing. Daardie mense wat in 'n worsteling is wat sê maar ek kan nie glo in God nie want ek kyk na die lewe en ek sien die stikkenheid en daarom glo ek nie dat daar 'n God eers kan wees nie. Broer en suster, daar kan ons begin. Ja, jy kan in jou eie huis begin. Om by die mense wat vol sonde en stikkend is, te gaan sit en 'n hand van liefde na hulle toe uit te reik. Hoor mooi my broer en suster, nie hulle sonde goed te praat nie. Ja, ons is nie daar my broer en suster om sonde te probeer regverdig nie. Sonde is sonde. Wat verkeerd is verkeerd my broer en suster. Maar Jesus Christus het die sonde gehaat. Maar Jesus Christus het die sondaars lief. En ek dink die Here verwag van my en van jou presies dieselfde. Om nie van die troontjie af te staan en vinger te wys en te sê julle is op pad hel toe, julle is op pad hel toe nie, maar eerder 'n hand uit te steek na hulle wat op pad hel toe is en te sê, daar is 'n ander keuse. Die liefde van die Here is ook vir julle bedoel. My broer en suster, miskien het dit tyd geword dat ons by die putte van die lewe moet gaan staan. Stefan Joubert het 'n paar jaar gelede 'n artikel geskryf in die Beeld. In hierdie artikel het hy geskryf en gesê dat die kerk se plig is nie om sonde uit te wys nie. My broer en suster, vanmôre wil ek dit heel hartig ondersteun en ek wil sê dit is inderdaad waar. Ek dink nie die kerk se plig is om sonde uit te wys nie, maar weet jy my broer en suster, wat is die kerk se plig? Om 'n hand uit te steek na die sondaar. Vir daai sondaar die water te gee waarna hulle smag. Die water te gee, my broer en suster, wat daai dors wat elke sondaar mens mee lewe, om daai dors te les, sodat hulle ook die ewige lewe mag hê. My broer en suster, ons is nie hier om te oordeel. Ons is hier om die wêreld in liefde te ontmoet. Om 'n hand van liefde en 'n hand van omgee uit te reik na elke sondaar mens. Ek wil afsluit met 'n verhaal van 'n man met die naam van William Booth. Een nag, 'n man wat in Londen gebly het, kon hy die nag nie slaap nie. Hy het opgestaan en hy het uitgestap en hy het in die strate begin rondloop. Hy het rondgeloop na die plekke toe waar die jong mense besig was om dwelms te misbruik en drank te misbruik en waar daar prostitusie was. En toe hy vroeg in die oggendure terugkom en sy vrou sê vir hom, "Maar waar was jy?" Toe antwoord hy, toe sê hy, "My vrou, ek was in die hel gewees." Hierdie man, my broer en suster, was een van die stigterslede van die Salvation Army. Want daardie nag wat hy nie kon slaap nie, het hy die stikkenheid en die hartseer van die wêreld raak gesien. En hy het besluit om iets te doen. Hy het besluit om 'n hand uit te steek en daadwerklik mense se lewens aan te raak. En in die jaar 2015 het hierdie Salvation Army gevier 150 jaar
wat hulle alreeds besig was om hande van liefde, hande van genade uit te reik na 'n stikkende wêreld. Broer en suster, dit het die tyd geword dat ek en jy dieselfde begin doen. Ophou oordeel. Ophou om mense uit 'n kerk uit weg te dryf omdat hulle dalk vol sonde is. Vir mekaar te sê nee, die kerk is juis die plek waar sondaars welkom is. Want die kerk is juis die plek waar daar hande vol genade vir sondaars gegee kan word. Kom ons reik 'n hand uit. Kom ons gaan ontmoet in hierdie week wat voorlê, my broer en suster. Al gaan ontmoet jy hierdie week net een persoon. En jy gaan reik in hierdie week 'n hand van liefde uit na daai sondaar mens, soos wat die Here Jesus Christus sy hand na jou toe uitgereik het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanmôre stil word, wil ons net vir U kom sê dankie. Dankie Here dat U 'n hand van liefde na ons toe uitgereik het, toe Jesus Christus aan die kruis vir ons kom sterf het. Dat U 'n hand uitgereik het wat sê, maar as jy by my kom water drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Sal jy die ewige lewe hê. En Here, ons sê dit ontvang in genade. Nie omdat ons so oulik is of omdat ons dit verdien het nie, maar omdat U liefde so ongelooflik groot is. Maar Here, vanmôre wil ons na U toe kom en sê, help ons. Want Here, ons wil hierdie kanaal van hierdie lewende water, wil ons nie vir onsself hou nie. Nee Here, ons wil dit kanaliseer na 'n wêreld toe daar buite. Na mense, na individue, wat dit so nodig het. Ja, mense wat dalk anders dink as ons en anders leef as ons. Maar mense wat regtig soekend is, dors is. En Here, ons het daai water. Vader, my gebed is dat elke van ons, ja Here, van ons 'n besluit sal neem om te sê, maar ons wil hierdie week een persoon se lewe aanraak. Here, wys ons hoe, wys vir ons waar. Here, mag dit wees dat ons 'n verskil sal gaan begin maak in hierdie wêreld waarin ons leef. Here, ons het die water. Ons het die bron, ons het die oorsprong. Here, ons wil dit nou deel met die wêreld daar buite. In die naam van Jesus Christus kom vra ons dit. Amen.